Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 25 Oktober 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, dankie vir hierdie maand wat ons spesifiek in fokus op dankbaarheid. Here, dankbaarheid vir u genade. Dankbaarheid dat u met sagte oë na ons kyk. Dankbaarheid, Here, dat u vir Jesus Christus, o Vader, gestuur het om in ons plek te sterf. Dankbaarheid vir 'n gesin, vir 'n familie, vir 'n werk, vir 'n kerk. Here, baie dankie dat daar so baie goed is wat ons uit die Vaderland ontvang. Ons kom sê vir u dankie vandag daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nou al 'n hele rukkie so in Efesiërs. Interessant, ons het al by 'n paar geleenthede vir mekaar gesê. Efesiërs is 'n bemoedigingsbrief wat Paulus skryf. Hy kom sê, hoorie, dis hoe julle prakties moet lewe hierso op aarde. En dis hoekom hy die hele brief vir hierdie mense skryf, né? En ons het ook vir mekaar gesê, is 'n omsendbrief. Dit word in die moderne Turkye, liewe vriende, is al die gemeentetjies gewees, wat was daar in Efese gerig, maar die brief is ook as 'n omsendbrief gebruik. Ons het ook gesê, so 61, 62 na Christus het Paulus hierdie brief spesifiek geskrywe vir Efese en dan ook vir hierdie gemeentetjies rondom hom. En dan sê ons ook vandag, die tyd waarin ek en jy leef, dis die konteks, maar die wonderlike is dat alles het in hierdie konteks geskryf hier nog steeds ongelooflik baie goed is wat die Here deur sy Gees kom lewend maak binne in ons lewe, né? Ons het 'n bietjie stil gestaan, liewe vriende, waar Paulus God loof en God prys vir sy genade, waar Paulus bid vir hierdie mense hierso, waar hy op die ou ende vir hulle kom sê hierso in hoofstuk 2, hy kom sê uit genade is julle gered. Hulle moet inderdaad onthou, hulle het niks wat hulle gedoen het wat gemaak het dat hulle gered kan word nie. Dan kom vertel hy vir hulle van die nuwe mensheid, liewe vriende. Dit gaan nie meer net oor die Jode nie, maar dit gaan oor almal nou wat in Christus saamgesluit is tot 'n geestelike huis waarin God woon. Dit het ons 'n bietjie met mekaar gepraat. Paulus het ook gesê hy is die apostel onder die heidenasies, hoofstuk 3, waar hy dan nou 'n keer die openbaring kom bekend maak aan hierdie mense wat eers heidene was, tot bekering gekom het, wat Jesus Christus aangeneem het. Hy praat 'n bietjie daaroor en dan kom praat hy oor die eenheid van die kerk, waar hy vir ons kom sê in hoofstuk 4, laat julle lewenswandel ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Het 'n bietjie daar gepraat oor, vriende. En dan het ons vir mekaar gesê hierso in hoofstuk 17 waar hy praat oor die ou en die nuwe lewe, wat ons op die ouens vir mekaar gesê het, dat hy vir hierdie mense so kom sê, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. So Paulus kom gee net weer vir hierdie gemeente hulle identiteit. Hy kom sê vir hulle, wie is julle? Julle was eers, in hierdie hoofstuk 19, julle was eers afgestomp, julle het julle eers oorgegee aan 'n onversadige drang aan losbandigheid en aan al wat vuil is. Hy sê, maar omdat julle Jesus Christus aangeneem het, is julle mos nou nuwe mense, daarom julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. En dan het ons 'n bietjie stil gestaan waar hy vir ons kom riglyne gee en vir hulle riglyne gee. Dis hoekom die boek so 'n lekker praktiese boek is, hoe om te lewe op aarde. Kom sê hy vir hulle, hoor hierso, julle moet die waarheid praat onder mekaar. As julle kwaad word, moenie sondig nie. Kom sê hy vir hulle, hy sê moenie die duiwel vat kans gee nie, né? Derde ding wat ons vir mekaar gesê het, as iemand 'n dief is, hou op steel. Ons het so 'n bietjie by die regering stil gestaan. Toe het ons 'n bietjie met mekaar gepraat oor vuil taal moet nooit uit ons mond kom nie. Ons moet net praat wat goed en opbouend is vir ons hoorders. En dit moet altyd vir die hoorders ten goeie wees. So ek en jy kan nie net sit waar ons wil en praat en vloek en wat sleg lelike taal gebruik. Nee, liewe vriende, mense kyk na ons is na die beeld van God geskep. Paulus sê, wees heilig, wees anders, moenie, né?
Dit is 'n bietjie daaroor gepraat, ons het weer 'n bietjie gepraat oor, dis mos interessant die temas wat herhaal word. Ons moet nie verbitterd of vleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, het ons toe by stil gestaan, hè. Dis net so 'n bietjie 'n samevatting, vriende, anders weet ons nie later waar ons is. Ja, dan het Paulus natuurlik aangegaan, wat ons gister ook by stil gestaan het, omdat julle kinders van God is, sê hy, en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Ja, om te sê, hoor hierso Efesiërs, hoor hierso Milnerton, hoor hierso Sonnekus gemeente, hoor hierso Kaapstad, hoor hierso Weskaap, hoor hierso Suid-Afrika, res van die wêreld, omdat jy 'n kind van God is en hy jou liefhet, moet jy sy voorbeeld volg. En dit weet ons is nie maklik nie. Jesus sê op 'n stadium vir ons, hoorie, as jy my wil volg, neem jou kruis op en volg my. Ek wil sê, hoorie, dis nie 'n maklike storie nie, hoor. So kyk baie mooi, of wil jy my volg? Want as jy vir my volg, jy hoef my nie te volg nie. Maar as jy my volg, kom sê hy, gaan jy jou kruis opneem en my volg. Dit moet jy vir jy weet, gaan dit maklik wees? Nee, die breë weg is daar baie mense, die smal weg is daar min mense wat op die smal weg loop. En dis lekker, die smal weg is eintlik breed in terme van hoe min mense daarop loop, al is hy smal. So, as julle hom lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ook lief gehad het, met mekaar gepraat, né? En dan is dit maar net weer wat hy kyk, onthou, ons moet onthou die konteks. Die konteks is hy praat met hierdie mense, so hy herhaal maar die goedjies. Is belangrik dat hy dit maar vir ons ook herhaal. So hy kom sê maar net weer vir hulle, hy sê dit nou nie, hy sê maar, julle is, wat is dit die heidendom gewees? Julle was in die heidendom. Julle is nou Christene. So hy herinner hulle eintlik almal daarna, daarom sê hy, soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, nee, dat jy net rondvoeter soos jy wil, jy is by hierdie girl en volgende ou, ons sien dit mos op die TV en al die goeders, jy is daar as die seksuele mos, asof jy in die oggend te spekke eiers eet, né? Het word so algemeen dat as jy moet praat van dat jy moet een man en een vrou hê en dat jy moet 'n mooi sedelike verhouding hê. Die moderne mense weet amper nie waarvan jy praat nie. Hoekom nie? Omdat hulle nie vir Jesus volg nie. Hulle doen net wat hulle wil, né? So wat kom sê Paulus? Hy kom herinner hulle maar net elke keer weer, want dis die voorbeeld wat hierdie mense in Efese die hele tyd sien, hierso rondom hulle aangaan, die ander afgode, die vrugbaarheidsgode wat hulle aanbid, die seksuele wat maar sommer net so gebeur. Daarom kom sê hy vir hulle, soos dit gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm geen sprake wees nie, né? Vriende, so hy is duidelik oor hierdie goeders, want hoekom? Ek en jy is 'n tempel van God. Ons is opgebou, sê hy vir ons mos nou, hierso in Efesiërs 2, in wie julle ook saam opgeword, as 'n geestelike huis waarin God woon. So hy kom sê vir die mense in Efese, op 'n seksuele vlak, kan julle nie aanvoeter soos wat julle aangevoeter het nie. Julle moet die voorbeeld van Jesus volg. Julle is 'n tempel van God, en God bly nou daarin. Nee, so hy kom net weer 'n bietjie en hy kom sê vir die ouens, kom sit die waardes op die tafel. So hy kom sê, soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm geen sprake wees nie. Of gierigheid onder julle is geen sprake wees nie. Nee, moenie gierig wees nie. Moenie altyd meer en meer wil hê. As 'n ander persoon nou 'n mooi kar het, dan wil jy ook nou nog 'n mooier kar, dieselfde wil hê, steek jy jou in skuld nie. Moenie gierig wees nie. Wees tevrede met wat jy het. God sal in jou alledaagse behoeftes voorsien. God sal jou daaglikse brood vir jou gee. Soek eers die koninkryk van God en die wil van God, dan sal hy ook vir jou kyk na hierdie ander dinge, so kom sê Matteus vir ons, né? Soos die gelowiges betaam, moet daarvan ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Ek moet dit nou maar klaarmaak, hierdie vriende, want hy herhaal dit weer. Hy sê, grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank God pas by julle. Weereens kom herinner hulle, moenie vloek nie, moenie vuil taal gebruik nie. Hy kom sê dit vir julle, nee. Ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Kom sê, hoekom? Want God bly in jou, jy's 'n geestelike huis. Volg die voorbeeld van Jesus. Kom sê Paulus vir hulle, nee, jy kan julle hoor hoe praat hy met hulle, nee. En dan gaan hy goed, dan sê hy, dit moet julle goed besef, dubbelpunt. Nee, dit julle nou praat hy, onthou nou, hy praat met hierdie ouens wat heidene was, wat het tot bekering gekom het, en al hierdie ander gemeentetjies waarin die brief wat hy gaan afgelewer word, hulle kom uit hierdie heidense omgewing die heeltyd uit, en daarom druk hy dit die heeltyd op hulle hart, want dis die goed wat in daai tyd gebeur het. Hy sê, dit moet julle goed besef, dubbelpunt. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe, of 'n gierige aard is,
Want gierigheid is afgoderry, né? Want jy is nie tevrede nie met dit wat jy het nie. Op jou ou ene lei gierigheid daartoe dat jy goed gaan steel, dat jy bedrog pleeg en so aan, né? Gierigheid het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Dis harde woorde, né? So hy stel hom ekstreem hierso. Hy kom sê vir hulle, hoorie, maar julle weet mos nou om te lewe. Dis die nuwe lewe. So hy nou kom stel hom ekstreem en hy kom sê, dit moet julle goed besef, dubbelpunt. Iemand wat ontug pleeg, iemand wat dit rondvoeter, onsedelik lewe, of 'n gierige hart is, want gierigheid is afgooi, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Vriende, Paulus sê dit eintlik baie hard vir hierdie gemeentetjie, waar hy vir hulle kom sê, dit is hoe julle moet lewe hier op aarde. Jy is nie sommer net en jy's geskape na God se beeld. Jy's 'n geestelike huis waarin God bly. Jy moet vir God lief hê en jy moet sy voorbeeld volg. En as jy sy voorbeeld volg, is daar geen plek vir enige van hierdie goed in julle lewe nie, kom sê hy. Vir hierdie gemeentetjie en dit inderdaad vir jou en vir my. Dan mag jy God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se nabyheid. Amen.